Hallo julle, my naam is Lizelle en vandag is 'n baie spesiale dag. Dit is vandag Moedersdag. Het enigeen van julle vergeet? Moenie worry nie. Ek het julle. Julle gaan aan die einde van die klas, gaan julle iets gou-gou maak wat julle vir mamma kan gee en dit is dan 'n ekstra spesiale bederf vir mamma vandag. En ons bederf hulle in die diens. Maar kom ons kyk 'n bietjie na Moedersdag. Wanneer laas het jy regtig vir jou ma gewys jy waardeer haar? Nie net deur te sê dankie mamma nie of in plaas van soos waar's my goed en hoekom is hierdie nie hier nie en hoekom het mamma daai goed vergeet? Het jy al gedink hoe jy praat kan vir haar wys jy eer haar en jy's lief vir haar? Hoe reageer jy as sy met jou praat? Hoe reageer jy as jy by die huis is? Val jy net op die bank voor die TV? Is jy heeltyd op 'n device as sy met jou praat? Of sit jy dit neer en kyk jy haar in die oë en gesels jy lekker met haar? Vir God is ouers en spesifiek mammas baie belangrik. Hy het haar gekies om jou mamma te wees, want hy het presies geweet wie die beste ene vir jou gaan wees. Die Bybel sê vir ons in Eksodus 20 vers 12: Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou gegee het. Ons lees dit in Eksodus, so dis aan die begin van die Bybel wat vir ons wys dat hierdie al vir God van die begin af baie belangrik was. Die Here sê eintlik dat as ons 'n lang lewe wil hê, moet ons mooi werk met ons ouers. Ek wil vir julle nog 'n vers lees. Dit sê: Kinders, omdat julle aan God verbonde is, dit beteken God bly in jou, jy is 'n Christen, God is in jou hart, moet julle aan julle ouers gehoorsaam wees. Dit is die regte ding om te doen. Hy sê, omdat julle sê julle is kinders van God, jy's 'n Christen, moet jy ook so leef. God leef in jou hart en daarom moet jy mooi werk met jou ouers. En God beloof vir ons in Eksodus dat ons 'n lang lewe sal hê. En ek seker daarvan, hy sê eintlik vir ons dat hy gaan vir ons 'n lang gesonde lewe gee as ons ouers eer. Ek wil nou hê julle moet na 'n video kyk. Maar terwyl jy na hierdie video kyk, wil ek hê jy moet bietjie dink. Hoe kan jy beter doen? Julle is al op die fase waar julle het al bietjie julle eie way om dinge te doen. Maar kyk na hierdie video, kyk wat gebeur en dink 'n bietjie oor hoe kan jy beter doen teenoor jou ma? Just give me 1 second. Thank Sure. you. Sorry. Hey. Hi. 2 minutes. Thank you. Hi, good afternoon. Sorry about that. Oi. Hi, nice to Hi. meet you. Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the camera before? No. Well, let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job, it's sort of probably the most important job. The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Okay. That's a lot. For how many hours? 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah? You mean like a break? Yeah. No, there are no breaks available. Is that even legal? Oh, yeah, of course, yeah. Okay. Yeah. So like no lunch. You can have or- lunch, but only when the associate is done eating their lunch. I think that's a little intense. No. Not possible. That's crazy. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is gonna go up, and we demand that, with a happy disposition. That's almost cruel. That's almost a very, very sick, twisted joke. Worry about when there's time to sleep or Oh, no time to sleep.
Yeah, all-encompassing almost. That's exactly right. 365 days a year? Yes. No, that's inhumane. That's very insane. The meaningful connections that you make and the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. Excuse me? No. Nobody's doing that for free. Yeah, You're pro crazy. bono, completely for free. No. What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. Yeah. Yeah. Moms. That's awesome. Oh. And they meet every requirement, don't wow. Oh my God. Moms are the best. Yeah, there's no pay. They're 24 hours. They're always there. Now I'm thinking about my mom. they? Yeah, and what are you thinking about her? I'm thinking about all those nights and everything. Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do. So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's awesome. Okay, kom ons praat hieroor. Wat het vir jou uitgestaan in hierdie video? Verstaan jy bietjie van wat jou ma elke dag doen? So kom ons gaan bietjie terug na daai skrif toe. Die Here praat van eer jou vader en jou moeder. Wat beteken eer? Die Bybel sê ons moet ons ouers eer. Dit beteken jy toon respek in die manier hoe jy met hulle praat. Jy praat nie met hulle soos wat jy met jou maatjie praat by die skool nie. Inteendeel, moet ons met niemand so praat nie. Jy kan nie net vir jou ma goed skree nie. Hê respek in jou woorde. Gehoorsaamheid in wat hulle vir jou sê en in jou dade. So, wys vir hulle, wys vir jou ma dat dit wat sy jou leer by die huis, dat dit regtig binne in jou kom vassteek en dat jy dit kan uitleef. Dis baie soos wat God ons leer om in sy woord studie te doen en dan leef ons dit uit in ons elke dag se lewe. Maak dit vir julle sin? Wanneer ons leer om vir ons ouers eer te hê, gaan ons ook vir God eer hê. Dit sê in Efesiërs 6 vers 3, sodat dit met jou goed kan gaan en jy lank op die aarde mag lewe. Dit beteken, wanneer jy jou ouers eer, bring dit seën oor jou lewe. Hoe jy jou ouers behandel, wys wat in jou hart aangaan. En wanneer jy jou ouers eer jy ook God. Verstaan julle wat ek vir julle sê? Ons dink so baie keer, as ons jonk is, as ons nog kinders is, daar's nog baie tyd, ons sal opmaak eendag daarvoor. As ek miskien nou met my ma lelik is, of nou nie met haar mooi praat nie, eendag as ek groot is, en ek is miskien getroud, dan sal ek beter wees met hulle, ek sal mooier praat met hulle, want dan is ek ook 'n groot mens. Maar ek wil jou uitdaag. Dink oor hoe jy met jou ouers werk, en veral vandag met jou ma. Praat en reageer op hulle. Kies vandag een ding wat jy volgende week gaan verander. Gaan jy dalk vinniger wees om te luister? Gaan jy dalk ophou om jou oë te rol as jou ma met jou praat en jy dink jy sien haar nie? Kom ek sê vir jou, mamas het X-ray vision, hulle sien alles. Gaan jy miskien beter met haar praat? Gaan jy miskien bietjie meer hulp aanbied in die huis sonder dat jy gevra word? Miskien moet jy daai goedjies doen wat mamma altyd oorkarring, maar elke keer moet sy jou vra voordat jy dit doen. Miskien gooi jy dit 'n bietjie om en doen voordat sy jou vra. So. Ons moet ons ouers eer. Vandag fokus ons spesiaal op Moedersdag. Maar eer is vir God baie, baie belangrik. Wanneer ons leer om ons ouers te eer, leer ons ook om vir God te eer. So. Onthou net een laaste ding. Eer begin nie eendag nie. Dis nie eendag as jy groot is nie. Dit begin vandag, by jou huis, by jou ouers. En Moedersdag is die perfekte dag om te begin.
Julle gaan 'n geleentheid kry om vir jou ma 'n kaartjie te maak in die klas. Maak dit mooi, skryf vir haar daarso wat sy vir jou beteken. En as jy haar sien, gee vir haar 'n vet druk. Miskien hou jy nie van om jou ma te soen nie, maar miskien moet jy vandag vir haar 'n lekker vet klapsoen op haar wang gee. Sê vir haar wat sy vir jou beteken. Jy weet nie hoe lank jy haar gaan hê nie. Nou op daai noot, maak jou kaartjie en ek sien julle volgende week.